1 Johannes, hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1 is daar aan die agterkant van die Bybel. So dit is die algemene briewe van Johannes. As jy openbaring teruggaan, is het makliker om 1, 2 en 3 Johannes te kry. Ons gaan by 1 Johannes hoofstuk 1. Daarvan gaan ons saam lees net die eerste 4 verse. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, kom ons buig eers ons hoofde en bid ons saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, U wat van ewigheid tot ewigheid is. U wat bo hierdie skepping staan, bo tyd en ruimte, wat alles geskaap het en alles onderhou, maar self nie deel is hiervan, self nie hieraan gebind word. U wat die gans andere is. Dit is aan U wat ons vanmôre ons lof en eer en dank en gebede en lofsang bring. Want U is dit waardig. U is ons God en Vader. U is ons getroue skepper en onderhouer. U is ons verbondsgod, wat met ons en ons kinders bemoeienis maak, van geslag tot geslag, wat ons harte kom verander deur wedergeboorte en ons nader trek aan U. En vanmôre sal ons dan weer ook U groot genade sien, as ons hier by die doopvond staan, en klein Marlie gedoop gaan word. Hoe ook vir haar hierdie verbondsteken gegee sal word, waaraan sy ook sal kan vashou en weet, die beloftes van U woord is ook vir haar, vir elkeen van ons wat glo. Here, ons dankie vir elkeen wat hier is vanmôre, ons heel wat besoekers ook, wat saam is om hierdie geleentheid te vier. En ons wil bid en vra dat U ook vir elkeen van ons vanmôre dan ook sal lei deur die Gees, om hierdie geleentheid ook saam te kan geniet, maar door dit alles om U woord te hoor, om te hoor wat U vir elkeen van ons sê. Ons bid vir baie wat hier is nie, wat alreeds weg is met verlof, wat op die paaie is. Here, ons bid en vra dat U asseblief U hand van genade ook oor elkeen sal hê. Dat die wat weggaan in hierdie feestyd, dat hulle ook veilig sal wees, die wat dalk in hierdie week ook weer op die paaie sal wees, dat U hand van genade oor ons elkeen sal hê. En ons bid vir die wat siek is, ons bid in besonder vir hom Gerard C, maar sukkel met die hart, probleme daar rondom. Ons dankie dat hy hier vanmôre kan wees. Ons bid en vra dat U met hom ook in besonder sal wees. Maar daar is ook baie ander wat hier sit vanmôre, wat dalk siek is, wat dalk deur beproewing gaan, waarvan ons nie eers weet nie. En ons bid en vra dat U daar ook sal voorsien en bemoedig en sal krag gee, gesondheid. Here, ons kan maar alleen aan U vashou, want U alleen is ons God en Vader. Wanneer ons dan nou stil word rondom die woord, is ons gebed dat U dit vir ons rustig sal maak in ons gemoed, ons ontvanklik sal maak vir die woord wat ons gaan hoor. En daarom bid ons vanmôre, spreek Here, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons saam uit 1 Johannes, hoofstuk 1, met die eerste 4 verse. Die opskrif sê, die woord het in die vlees verskyn. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook
dit is in die kerkkalender, of die kerkkalender sal jy sien, dat die 4 Sondae wat oploop na Kersdag, word genoem die Advent tydperk, kom van die Latynse woord Adventus, wat beteken koms, of die aankoms. En dit is natuurlik presies wat ons nou doen in hierdie tydperk, ons vier die koms van ons Here Jesus Christus, en dan is dit gebruiklik dat ons in hierdie tydperk in die prediking stilstaan by die geboorte van ons Here Jesus Christus, of iets wat iets daarmee te doen het. Gewoonlik in hierdie tyd hoor jy daai preke oor die wyse manne, of die engele wat verskyn aan die mense, of die herders op die oop velde. Dis tipies adventpreke, daai verwagting van die koms van die Here. Nou vanmôre se teks wat jy nou hoor, is nou nie een van daai nie. Ons het hier nie te doen met wat gebeur het met Jesus se geboorte nie, maar wat die teks vir ons wil kom wys is, wat is die gevolge daarvan? Wat is die uitvloeisel van hierdie geboorte van die Here? Met ander woorde, hierdie teks kom vertel van ons wat beteken Kersfees. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom is Kersfees so spesiaal? En in die teks sal jy sien, as ons nou daar deurgaan, is daar 4 dinge wat ons hier leer oor Kersfees. Die eerste ding wat ons leer, is dat Kersfees beteken daar is verlossing uit genade. Dit is genade wat ons beleef. As jy nou gaan kyk na al die wêreld godsdienste reg oor die wêreld, almal van hulle reg deur die bank. Almal sê altyd jy moet iets eers doen voordat jy iets kan kry. Daar's 'n teeprestasie. As ek reg lewe, dan kry ek dit. As ek sekere dinge doen, dan kan ek verligting kry of kan die ewige lewe ingaan of wat ook al. As jy nou dink byvoorbeeld aan die Hindoe gelowe wat nou glo aan reïnkarnasie. Hulle glo, as jy hier doodgaan, dan word jy weer gebore, maar in 'n nuwe vorm, afhangende van wat jy gedoen het in die vorige lewe. So as jy nou 'n goeie lewe gelei in die vorige ronde, dan kom jy nou terug in hierdie lewe, dan as jy nou 'n koei. Vir hulle is dit nou, vir ons is dit nou nie noodwendige iets moois om te sê, dit is nie 'n kompliment as iemand sê jy gaan terugkom as 'n koei nie, maar vir hulle is dit byvoorbeeld 'n baie groot eer, want hulle glo koeie is heilig. So hulle wens hulle kom terug as 'n koei. En as jy nou lelik was, dan kom jy nou as 'n itermagog of 'n kakkerlak of 'n ding terug, of wat ook ek weet nie wat hulle nou sien as lelik nie, maar dan kom jy nou iets leliks terug. Maar daar's hierdie ek moet reg lewe, dan kry ek dit. En dit is deur die bank by al die gelowe dieselfde beginsel. Doen dit, dan kry jy dat. Die Bybel leer ons dat Jesus was nie net 'n groot profeet wat vir ons kom wys het wat om te doen sodat ons gered kan word. Ons kan nie net die Here navolg en sê ja, ons doen maar net wat hy sê en dan gaan ons gered word nie. Vers 2 sê, ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Met ander woorde, die Here Jesus Christus is die ewige lewe. Hy is die een wat dit vir jou gee. Hy is die redder. Jy is nie jou redder nie. Jy kan nie hierdie goed reg doen en dan gaan jy gered word nie. Jy is gered in Christus. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy het dit kom doen. Kersfees is besonder dan die uitbeelding hiervan. God wat sy seun na die wêreld te stuur, mens te word, hier te sterf, sodat ons uiteindelik die ewige lewe kan beerwe, sodat ons sondes vergewe kan word. Dit word alles gedoen natuurlik van die Here se kant af. Niemand van julle het gevra daarvoor nie. Dis vir jou gegee. Dis die Kersgeskenk, die grootste een wat daar is. Die Here kom gee sy seun vir ons. En dit sien ons hier by Kersdag. Nou ons het laasweek, die van u wat hier was en onthou, ons het 'n bietjie stil gestaan by Lukas 2 en ek het ook vir julle daai teks gewys daarop dat baie mense vandag sê ag nee wat. Hierdie is sommer net storieetjies. En hierdie geboorte van die Here en waar hy die stal is en die wyse manne uit die ooste en herders op die oop velde en engele wat aan almal verskyn. Dit is sommer maar net mooi legendes en storieetjies wat mense opgemaak het. En ons het laasweek ook het ek gesê, maar gaan kyk bietjie weer mooi na die teks. Gaan kyk bietjie hoe skryf hierdie manne hierdie goed neer. Baie puntenerig om baie spesifieke woorde te gebruik. As jy nou kyk hier na vers 1 op, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Hoe gebruik Johannes hierdie baie spesifieke woorde as hy hierdie brief skryf? Hy is besig hier eintlik met 'n beëdigde verklaring. Hy kom sê, dis 'n feit mense. Ons was daar, ons het hom gesien, ons het hom gevat.
Ons het gehoor toe hy met ons praat. Hy kom gee vir ons die feite deur. Dit is nie maar net 'n storie nie. En dit is belangrik, want vandag is daar baie mense wat sê, ag man, wat maak dit nou saak? Wat maak dit nou saak of dit nou regtig gebeur het, en of dit nou maar net 'n storie was? Die boodskap bly mos dieselfde. Nee, dit doen nie. Want as dit net 'n storie was, dan beteken dat jy moet iets doen om gered te word. As Jesus nou net 'n legende is, 'n storie wat opgemaak is oor hoe om 'n goeie lewe te lei, dan beteken dit, hy is maar net 'n karakter, en jy moet nou self probeer om jou te red. Jy moet nou goed lewe, mooi lewe, sodat jy gered kan word. En nou sit ons met die probleem, niemand van ons kry dit reg nie. Want hoeveel keer het julle wat nou kinders in die huis het, is al klaar geïrriteerd met die skoolvakansie, en hoop dat die skole kan al begin. Sal klaar gekrapperig met mekaar, sal klaar geskil en skree op mekaar. En julle wat nog by die werk is, wag maar, papa en mamma gaan ook met verlof, en dan gaan hulle ook vir 2 weke in mekaar se geselskap wees. Kyk hoe goed dit gaan. Hoe lang vat dit voor die bekleierery kom en die sonde daar is. Ons is voortdurend besig met mekaar. Ons is voortdurend stamp ons koppe, voortdurend is ons in stryd met die woord. Niemand kry dit reg, niemand van ons. En dit beteken, as Jesus dan nie werklik waar gekom het en dan ons 'n probleem, dan is daar geen hoop nie. Want niemand kry dit reg om die hele tyd net goed te wees. Niemand kry dit reg om net altyd alles reg te doen. Maar as Kersfees 'n werklikheid is, as Jesus regtig gekom het, en hy het ons kom red, dan beteken dit, daar's genade. Ons word gered uit genade. Dan is nie ek wat iets doen nie, maar God wat iets kon doen. En dis presies wat Johannes vir ons hier in kom wys. En dis die eerste ding wat ons dan raak sien. Kersfees wys vir ons word verlos uit genade. Die tweede ding wat ons hier leer is, Kersfees beteken gemeenskap met God. Vers 3 staan, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Nou wat beteken dit? Beteken, jy kan nie net weet van God nie. Het is nie goed genoeg om te sê, ek weet daar is 'n God nie. Het is nie goed genoeg om te erken, ja, daar bestaan 'n God nie. Jakobus maak dieselfde punt as hy sy brief skryf en hy sê, die duiwel ontken nie dat God bestaan nie. As jy nou die duiwel kan iewers opspoor of hom sê, bestaan God? Dan gaan hy sê, ja, natuurlijk. Hy ontken nie dat God bestaan nie. Hy sê, God is daar. Beteken dit dat die duiwel in die hemel gaan wees? Nee, verseker nie. Dis nie 'n saligmakende geloof nie. Hy het nie 'n verhouding met God nie. Hy weet dat God daar is. En dis wat die teks ook hier. Dis nie goed genoeg om te sê, ja, ek weet daar is 'n God nie. Ek glo daar is 'n God nie. En die duiwel weet dit ook, en hy gaan nie in die hemel wees nie. Om te erken dat God is almagtig, of God is liefdevol, of wat ook al die geval mag wees, wat kenmerk is nie genoeg nie. God het hierdie besondere daad gedoen, dat hy sy seun na hierdie wêreld stuur, hy kom leef hier op aarde, hy kom sterf hier, hierdie verskriklike dood, hoekom? Sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan, sodat daar 'n verhouding gebou kan word, nie net erken deur nie. Kinders te wees van God is meer as net om te ken. Jy moet die wonder van God beleef, en sien, en ervaar. En dis wat Kersfees vir ons kom wys. Kom ek probeer dit dalk vir makliker maak met 'n beeld. As jy nou dink aan die son, as jy in die son inkyk, ek glo almal van julle het al op 'n stadium, jou ma sê mos vir jou, moenie in die son inkyk nie. En nou jy kom ons op so 'n stadium dat as jou ma vir jou iets sê, dan doen jy mos presies die teenoorgestelde. So almal van ons het waarskynlik al in die son in gaan staan en kyk om te kyk hoe lank kan ek dit nou uithou. Nou as jy in die son ingekyk het, dan lê en jy kyk weg, jy kan nie die son sien nie. Jy sien die son, maar jy is so skerp, jy kan nie net jou oë ophou nie. En as jy wegkyk, dan sien jy gewoonlik net so 'n klomp swart kolle rondom jou. Jy kan nie die grootheid van die son sien met jou oog. Jy kan nie die wonder van God se skepping eintlik ervaar as jy daaraan kyk. Maar as jy nou met 'n spesiale bril daarna kyk. Ek onthou ons het op die plaas my pa se swysbril altyd gevat. Dan gebruik ons hom. Sit jy hom nou op en kan jy nou kyk en jy sien die lyk die son. Nou as jy deur hom kyk, is die son natuurlik so 'n kolletjie net daar, maar jy kan hom ten minste sien. Maar as jy nou met 'n groot teleskoop dan sal kyk deur die spesiale bril en jy kyk na die son, dan sal jy die wonder van die son sien. Hoe groot dit eintlik is. En die ontploffings wat daar op die oppervlakte is,
Daai goed kan ons sien deur hierdie spesiale bril wat ons na die son kan kyk. En soortgelyk is dit met God. God het sy seun gestuur, juis sodat ons die wonder van God kan sien. Sodat ons kan bewus word van sy heerlikheid en sy grootheid en sy almag. Want julle moet onthou ons wat gebeur in die Ou Testament toe Moses God wou sien. Hy het gesê, Here, ek wil u aangesig sien. Toe sê die Here vir hom, jy kan nie. Jy sal doodgaan. Jy kan nie in die aangesig van die Here, jy kan nie in die teenwoordigheid van God kom nie, jy sal doodgaan. Sy heerlikheid is te groot en te magtig. Dis te verskriklik. Hy wou dit graag sien en hy kon nie. Maar wat doen God? Hy stuur sy seun om mens te word na hierdie wêreld, sodat ons hom kan sien. Sodat ons 'n verhouding met hom kan bou. En nou skryf Johannes en hy sê, ons het hom gesien. En ons het hom gehoor. En ons het hom gevat. Hy was werklik waar hier. En nou sê hy, ons skryf nou hierdie goed neer, sodat julle wat na ons kom sal weet. Dit is so. Ons het hom gesien. God het homself openbaar aan ons. En nou is dit vir ons vandag makliker om te lees van 'n mens. Ons kan ons assosieer met 'n mens. En nou kan ons op die manier makliker met God hierdie verhouding bou. God het dit jy so beskik. Met ander woorde, Jesus is die spesiale bril waarmee ons na God kyk. Hy is die een wat dit vir ons moontlik maak om God se grootheid en sy almag en sy heerlikheid beter te kan sien en verstaan. As jy deur Christus na God kyk, dan maak dit vir ons meer sin. En nou het ons die vermoë om 'n verhouding te begin bou. En dis presies wat Kersfees vir ons sê. Kersfees is God wat sy seun stuur, mens word, deel van ons word, sodat ons met hom in hierdie verhouding kan staan. 'n derde ding wat ons dan hier leer, is dat Kersfees beteken ook dat liefde belangrik is. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees was van die begin af daar. Vers 1 sê, wat van die begin af was. God het alles geskaap, maar hy is nie deel van die skepping. Hy was nog altyd, van ewigheid tot ewigheid. Hy staan buite tyd en ruimte. Hy is nie vasgevang hier binne-in nie. Dis hoe die Bybel ons leer, wat God is. Hy staan buite dit alles. In die wêreld van vandag sê, julle Bybelgeskiedenis is maar net 'n klomp stories. En die ateïste, die kinders dalk wat nie weet wat is 'n ateïs nie. 'n Ateïs is iemand wat sê, daar is nie 'n God nie. Die ateïste sal vir jou vandag sê, nee wat, almal van ons is maar net die produk van evolusie. Daar was iewers 'n groot knal, oerknal, 'n big bang, bam. Daar ontplof niks en word alles. En oor miljoene en baie keer gooi ons op biljoene jare daarin. Oor biljoene jare het al hierdie goed ontwikkel en dis waar ons vandag staan. Wat beteken dat alles wat jy is, en alles wat jy beleef, en alles wat jy voel, soos liefde, is eintlik maar net 'n chemiese reaksie in jou kop. As ons almal net van evolusie af, hulle sê, ons het oor jare maar nou so eintlik maar aangeleer om hierdie goed te doen. Dis 'n tipe van 'n verdedigingsmeganisme wat ons oor die jare aangeleer het. Want ons almal kom van hierdie Big Bang af. Maar ja, daar's iets soos 'n siel nie. Daar's nie iets soos 'n Heilige Gees en 'n gewete wat jou aanspreek nie. Alles wat jy beleef, alles wat jy dink en doen, is eintlik maar net chemiese reaksies in jou brein. En Kersfees kom wys vir jou, nee, dit is nie so nie. Liefde is nie 'n chemiese reaksie in jou kop nie. Kersfees wys vir ons liefde is belangrik. Want liefde is 'n produk wat van buite af kom. Dit is iets wat van buite hierdie wêreld afkom. God het dit in hierdie wêreld ingebring. Kersfees is juist die liefde van God wat neerdal in ons wêreld en dit is iets van buite af. Kom ek probeer dit so verduidelik. Die ouer garde sal die naam Yuri Gagarin seker nog onthou, die eerste man wat in die ruimte ingevaar het in 1961. Toe hulle die eerste keer, daar was die groot spysreis, soos hulle dit ons genoem, daai tyd is in Amerika en Rusland, wie gaan eerste in die ruimte ingaan? En daar skiet die Russe toe vir Yuri Gagarin in die ruimte in en hulle teruggekom en toe is al die verslaggewers daar en almal wil nou hoor wat het hy gesien en wat het hy beleef daar. En toe het een van die ministers daai tyd van die USSR in Rusland het nou gesê, sien julle,
Kommunisme was nog altyd reg. Ons het vir Yuri daar in die ruimte ingeskiet, hy het gaan kyk, daar's nie 'n God daarbo nie, daar's nie so iets as God nie. Hulle het hierdie gedagte gehad van die kosmos is soos 'n 2-verdieping gebou. Ons is op die onderste vloer en God is op die boonste vloer. En nou het hulle 'n man na die tweede vloer toe geskiet, hy het gaan rondkyk daarbo, en hy sien niks nie, so daar's nie 'n God nie. Nou die C.S. Lewis, die Engelse skrywer, het daai tyd nog geleef en hy het 'n stukkie geskryf daaroor. Dus hy, maar jy kan nie in die kosmos dink as 'n 2-verdieping gebou nie. Jy moet eerder aan die Here dink soos 'n skrywer van 'n storieboek wat homself in die storie inskryf. En ek het al die voorbeeld vorige keer ook vir gebruik, maar dis die beste een wat ek kan kom. En dis een van die Engelse skrywer Dorothy Sayers. Sy het in die laat 1800s gebore, vroeg in die 1900s oorlede, maar sy het 'n klomp speurverhale geskryf. En in een van eintlik haar hoofkarakter deur al hierdie speurverhale was 'n man met die naam van Lord Peter Wimsey. En in haar beginboeke was hy alleen. Hy was hierdie enkellopende speurder wat al hierdie speurwerk gedoen het. En later jare het daar toe nou 'n karakter in die boeke verskyn met die naam van Harriet Wyn. En hierdie Harriet Wyn karakter was eintlik maar Dorothy Sayers self. Sy het haarself in die storie ingeskryf. Sy het al verlief geraak op haar eie karakter, sê die mense. Hierdie Lord Peter Wimsey was vir haar nou 'n verskriklike oude karakter. Sy het verlief geraak in hom en toe kry sy hom eintlik maar jammer want hy's altyd alleen. Toe skryf sy nou hierdie karakter in, Harriet Wyn. En uiteindelik het Harriet Wyn en Lord Peter Wimsey bymekaar gekom. Hulle het saam speurwerk gedoen en uiteindelik is hulle nou getroud en sê die Engelse happily ever after. So sy het haarself in hierdie verhaal ingeskryf, eintlik om hom half te red. Hy wat so eensaam was, hy wat alleen was, toe kom red sy hom nou. En dieselfde sien ons hier wat God gedoen het. God weet wat ons as mens nodig het. Ons weet eers dit nie. Ons besef nie hoe afhanklik ons van God is nie, want ons is so van die sonde bevlek, dat ons nie besef wat is ons behoefte nie. En daarom stuur God sy seun in hierdie wêreld in, om ons te red van onsself en van ons vyand. En dis wat ware liefde is, volgens 1 Johannes 4 vers 10. Liefde is nie 'n chemiese reaksie in jou kop nie. Liefde is 'n gawe van God. En dis wat Kersfees vir ons verkondig. Dit herinner ons aan die liefde wat God vir ons het. Hoe hy homself in hierdie verhaal kom inskryf het. Hoe hy in liefde homself in hierdie wêreld inbring. Gebore word in 'n stal, hierdie lewe leef, uiteindelik gekruisig word, sterf op die wreedaardigste manier. Smarte deurgaan. Dit alles vir wie? Vir ons. Vir sy skepping, vir sy skepsels vir wie hy lief is. Want onthou in die begin was daar 'n volmaakte harmonie. God het die mens gemaak en God het mens bymekaar, het saam gewandel in die paradys, totdat die mens het gebreek het. En nou is dit met hierdie gemors. En nou skryf God homself hier in hy stuur sy seun na hierdie wêreld om hierdie verhouding weer te bou, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. En dit is wat ons besonder ook in die Kersfees tyd beleef. En dan laastens, die laaste ding wat ons hier leer, is dat Kersfees is ook blydskap. Vers 4 sê, en ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Kersfees is 'n blye tyd, want ons lekker saam met vriende en familie wat ons kuier. Dis 'n blye tyd, want die skole het gesluit en die kantoor sluit, so ons is dalk so 'n bietjie met verlof weg. Dis alles lekker goed wat ons doen hier oor Kerstyd, maar vir die gelowiges is die blydskap gegrond in die feit dat God sy seun na hierdie wêreld gestuur het. Dis die ware blydskap, dis waaroor dit gaan. En daarom is Kersfees nie net 'n mooi storie vir 'n mooi seisoen nie. Dis God se groot daad wat hy kom doen in hierdie gebroke wêreld. Dis God wat afbuk en inkom en homself in hierdie verhaal inskryf. Hy kom openbaar homself, sodat mense wat hom nie kon ken of kon sien nie, hom nou kan sien en kan hoor en kan tas en met hom 'n verhouding kan hê. En dit sluit ook dan mooi aan by ons doop vanmôre. Klein Marley nou gedoop gaan word. Want die doop is mos juist 'n teken van Christus se genade, hoe hy na ons toe kom, voordat ons nog kon kies of kon vra. Klein Marley gaan waarskynlik baie min van dit onthou wat vandag hier gebeur. Sy weet nie eers waaroor dit gaan op die stadium, maar dis hoe groot God se genade is. Hy neem die eerste stap. Hy kom in 'n verbond na ons en ons kinders toe.
En in die doop sê God vir ons kindertjies, jy word nou deel van my gemeenskap. Ek skryf jou naam in hierdie verhaal van my in. En hy doen dit nie omdat sy nou so wonderlik is, of omdat enigeen van ons wonderlik is nie. Ons is nie. God doen dit omdat daar genade in Christus is. Hy is die woord van die lewe. Daarom, as ons nou hierdie kindjie vanmôre hier doop, is dit nie net 'n mooi tradisie nie, maar dit is 'n verkondiging van die evangelie self.